Voor ek vir ons lees, kom ons maak ons oë toe. O dierbare Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ek vanoggend het om hier by hulle in Brakpan Noord te kan staan en u woord te mag bring. Dankie vir die voorreg. Dankie vir die voorreg vir ons, hulle wat vanoggend hier sit en u woord kom hoor, kom luister, maak hulle ook ontvanklik deur die Heilige Gees. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan sit, ons kan asemhaal, dat ons gesond kan wees onder omstandighede. Ons wat goeie gesondheid het, dat ons dankbaar is daaroor. Dat ons 'n dak oor ons kop het, kar het om mee te ry, ons kinders kan skool toe gaan, ons kan eet, ons kan slaap, as ons siek word, kan ons dokter toe gaan, Here. Dankie daarvoor. Dankie vir u kosbare woord. Ek vra, Here, al hierdie dinge, al bid ek vanoggend 'n kort stukkie, vra ek dit uit genade uit. Amen. Ek het eintlik al lankal 'n bril, ek is net koppig om hom nie te gebruik nie. En nou wat my gebeur het, nou word ek nou gedwing om hom te gebruik sodat ek bietjie kan fokus met my oë. Vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Daarom sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nyd en gevloek. Ons Afrikaners is nogal lief om 'n ou vuil woordjie te gebruik. Hulle sê, pas jou tong op. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Ou wit lientjie, né? Ons moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van God, van sy skepper en tot volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die iets teen die ander het. Hoor julle wat sê Paulus, ons moet geduldig wees. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Die liefde waarvan Paulus hier praat is die agape liefde, né? Dis God se liefde. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe.
wees altyd dankbaar. As dit so bietjie swaar gaan, dan verloor ons so bietjie die dankbaarheid. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vrouens, wees in julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, hoor julle kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Ons vaders moet in liefde ons kinders opvoed. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Ek kan vir jou sê, jy wat 'n werknemer is, moenie met werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons doen dit vir die Here, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. En die Here trek niemand voor in vers 1. Eienaar, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Tot sover. Nou soos ek reeds gesê het, vanoggend se tema 'n lewe van heiligmaking. Mag dalk vir mense in die kerk klink en mag gelowiges dalk sê, ek is nie 'n heilige mens nie. Dit ontbreek in my lewe. Of dalk sê jy, dominee, ek probeer reg lewe. En dit is bloot omdat mense 'n gebrekkige kennis het van wat heiligmaking is en die werking van heiligmaking. En ongelukkig het die nuwer vertalings die woord vir heiligmaking nie so direk vertaal nie, maar eerder die verstaan van wat daar dalk in die grondtaal staan, of kan ek so sê, dalk meer hulle verstaan van wat in die grondtaal staan. Wat eintlik vir my so net baie hartseer is, want daar gaan dinge verlore van wat daar in die grondtaal staan. Nou die Engelse woord vir heiligmaking is justification. Nou, as ek kyk wat sê 'n woordeboek daaroor, dan hoop ek julle verstaan so ietsie daarvan. En om dalk die definisie rondom dit vir jou in kort te gee, of 'n sinner, dan praat hy van ons almal is sondaars. To be brought into the right relationship with God through the suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. Hoor julle wat daar gestaan? Ons sondaars in die regte verhouding met Christus te bring, op grond van wat hy deur sy lyding, sy kruisdood en sy opstanding gedoen het. Om heiligmaking dalk 'n bietjie meer eenvoudiger te maak en dalk vir jou as gelowige meer hoop te gee. Heiligmaking is die werk van die Heilige Gees
in 'n gelowige se lewe kom doen, omdat hy gelei, gesterf het en opgestaan het. Met ander woorde, heiligmaking is 'n werk van God in sy kinders kom doen het deur die wedergeboorte. Om dus hoop vir my as gelowige te gee, dis 'n werking wat God in my lewe voortbring deur die Heilige Gees wat in my woon. Met ander woorde, 'n lewe van heiligheid is nie vir my en vir jou as mens moontlik nie. Heiligheid is vir my en vir jou as mens nie moontlik nie. Maar genadiglik is dit die getuienis van die Heilige Gees wat in my woon. In die dogmatiek, ek dink die meeste van julle het al die woord gehoor, groot woord, dogma, is dit wat teoloë, gelowiges gebruik om dinge in die Bybel te kan verstaan, om dinge vir ons as gelowiges makliker te maak. In die dogmatiek is daar twee terme wat gebruik word, is regverdigmaking en heiligmaking. Die Engelse eweknie is justified en justification. So eintlik baie hartseer dat daar in die kerk, ek gebruik nie net een kerk nie, ek praat van die kerk in die algemeen, nie tyd gebruik word om gelowiges in die woord op te voed nie. Sodat gelowiges nie net by melk kan bly nie, maar dat gelowiges ook by vastigheid kan uitkom. Paulus skryf dit aan die Korintiërs, ek het na julle gekom met die hoop dat ek vastigheid vir julle kan gee, maar nou moet ek julle weer melk gee, sodat julle kan opgroei. So dis belangrik, ek glo dis wat Koti doen, ek praat dit in die algemeen, dis belangrik dat 'n dominee nie net bly by die eenvoudige dinge nie, maar dat die dominee die gelowiges opvoed op pastoor, sodat jy as gelowige kan opgroei in jou geloof. Daarom vra ek vanoggend dat jy geduld sal gebruik om hierdie skrifwaarheid aan julle oop te breek. Nou om terug te keer na hierdie twee woorde, regverdigmaking en heiligmaking. Dit klink vreeslik, regverdig, ons weet wat beteken regverdig. Dalk het ons so 'n idee wat heilig is, iemand wat met sy Bybel onder die arm loop en dink hy's heilig. Dis wat baie mense dink heiligheid beteken. Nog 'n waarheid van hierdie twee woorde, woorde wat nie net 'n betekenis het nie. In hierdie woorde is die beskrywing van wat God in sy kinders se lewe kom doen. En nog 'n waarheid rondom hierdie twee woorde is hierdie handeling in gelowiges se lewe. Dit wat in gelowiges se lewe gebeur. Op grond van God se werk. God drie-enig se werk. Johannes, die evangelie van Johannes staan daar, niemand kom na my toe, wat die Vader nie na my toe getrek het nie. Die Vader trek, Christus red, en die Heilige Gees kom wederbaar ons tot kinders van God. Nou as ek die woord regverdigmaking vat, om regverdig te wees, sal julle jong mense weet, is hoe ek teenoor 'n ander een optree. My onderwyser dalk teenoor my in die klas moet regverdig wees teenoor al die leerlinge. Nou regverdigmaking
is daardie werk wat God in my kom doen. En dis iets wat nie gedurig gebeur nie. Dis belangrik dat ek dit vir julle sê, maar dis 'n proses, dis iets wat eenmalig gebeur. Nou ons gaan 'n bietjie later by die preek uitkom, hoekom ek so sê. Hoekom sê die grondtaal dat dit nie iets is wat voortdurend gebeur nie, dis soos geboorte. Jy word nie elke dag gebore nie, jy word eenmaal gebore. Is dit dalk julle duideliker maak? En dis wat Paulus hier kom beskryf. Regverdigmaking is 'n eenmalige proses. Dit het een slag gebeur en dit is volbring. Dis 'n werk van God. Waar heiligmaking, hoor mooi wat ek sê, heiligmaking die bewys is van regverdigmaking. Omdat jy geregverdig is, het die bewys daarvan gekom deur die heiligmaking. En heiligmaking is nie iets wat eenmaal gebeur nie, dis iets wat voortdurend gebeur in ons as gelowiges se lewe. Nog 'n waarheid rondom hierdie twee woorde. Hierdie handelinge in God in 'n gelowige se lewe is dat hierdie twee werkinge onlosmaaklik deel van mekaar is. As ek byvoorbeeld 'n appel vat en ek sny hom in twee, is die een regverdigmaking, die een is heiligmaking. Dis nie twee verskillende dele, is een appel. Dis 'n volmaakte, volkome werk van God in kinders van God se lewe. Regverdigmaking is soos daardie woord in die Hebreëus in die Ou Testament wat in Hebreëus geskrywe is die woordjie tzadak. Nou Paulus wat hierdie brief geskryf het en Jakobus wat die brief Jakobus geskryf het, was beide Hebreëse Joodse gelowiges gewees. En hulle het verstaan wat hierdie woord beteken omdat hulle in daai milieu groot geword het. Hierdie Hebreëse woord wat Paulus net soos wat hy in die Ou Testament beteken het, so het hy dit kom oordra in die Nuwe Testament. En daai woordjie stel God se geregtigheid voor. Nou in die Joodse howe was daar 'n beskuldigde, een wat aangekla het en 'n regter. Dis al wat hulle in die Ou Testament in hulle howe gehad het. En die een wat aangekla het sy saak gestel en die beskuldigde het sy saak gestel en dan het die regter besluit wat is reg. Nou in die lig van die Nuwe Testament beteken die woord soos volg. Dis eintlik wat regverdigmaking beteken. God is die regter. In die beskuldigde bank sit ek en jy, die aangeklaagde. Terselfdertyd is God ook die advokaat vir die een wat aangekla word, Christus Jesus. Ek en jy is eintlik doenswaardig voor die Here. En op grond van wat Christus sy lewe gegee het, geoffer het, daarom kon spreek God vir my en vir jou vry op grond van wat die Here Jesus gedoen het. Romeine 3:23 sê almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons word geregverdig deur die geloof.
Geloof nie uit myself nie, maar geloof geskenk deur God om te kan glo. Daarom het ek vir julle gesê, regverdigmaking is 'n eenmalige proses. Dis die dag toe die Here Jesus my kom red het, die dag toe ek die Here Jesus leer ken het as verlosser en saligmaker, toe ek in die beskuldigde bank gesit het en sy bloed het vir al jou sondes kom betaal, is jy geregverdig voor God. Sien julle God se genade? Hy's regter. Maar net so is hy ook die vryspraak te gelyketyd in dit wat Christus kom doen het. Regverdigmaking is daardie eenmalige werk in 'n gelowige se lewe. Salig gemaak word, die dag toe jy salig in Christus geword het. Heiligmaking, die ander deel van die appel, is die vrug van regverdigmaking. Hoor julle? Die een is nie sonder die ander een nie. Jy kan nie heilig word as jy nie geregverdig is nie. Jy word heilig omdat jy geregverdig is en omdat God se Gees ook in jou woon. Heiligmaking is 'n voortdurende proses. In die grondtaal staan dit so, ek gaan julle nou nie daarmee bemoei nie, maar in die grondtaal, die woord waarin hy staan, sê dis 'n voortdurende proses in ons as kinders van die Here se lewens. Dis nie 'n afgehandelde saak nie. Dis eers 'n saak wat voltooi word die dag as die Here Jesus jou kom haal. Heiligmaking is ook soos Paulus geskrywe het, ek moet minder word en Christus al meer. Ek moet sterf aan myself. Ek word een keer gered. Jy word nie 'n klomp keer gered, jy word een keer gered. Dis eenmalig volmaakte gebeurtenis. Heiligmaking is 'n voortdurende proses in my as kind van God se lewe. Ek kan nie geheilig word as ek nie gered is nie. So kan ek ook nie gered wees as die vrug van heiligmaking nie teenwoordig is in my lewe nie. Daarom het ek gesê, hierdie twee woorde of hierdie twee handelinge wat God in 'n kind, in sy kinders kom doen, is onlosmaaklik deel van mekaar. Die een getuig van die ander een. Dis ook die bewys dat ek sy kind is. Dis ook die versekering dat ek sy kind is. Die vrug van heiligmaking. Paulus skryf in Romeine, hy wat met die mond bely met die hart glo. Hy wat met die mond bely en met die hart glo. Verder skryf hy in Romeine 6 vers 19, wys Paulus op die vrug van heiligmaking. En so gaan hy voort in vers 22, daarom het ons die ewigheid. Ek wil dit graag vir julle lees, want ek so bang julle verloor. Ek gebruik die ou vertaling. En die ou vertaling is my meer direk van wat in die grondtaal staan. Romeine 6 vers 19 en 22, hoor wat skryf Paulus. Ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, ons is swak in onsself. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Vers 22.
Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Wat sê Paulus? Regverdigmaking lei tot heiligmaking en daarom gaan jy eendag die ewigheid beerwe. Paulus skrywe op die Hebreërs skrywe 12 vers 14 wat hy sê, sonder heiligmaking sal julle die Here Jesus nie sien nie. Sonder heiligmaking sal julle die Here Jesus nie sien nie. So ook in 1 Korintiërs 1 vers 30, 2 Korintiërs 7 vers 11. Ek sal die preek beskikbaar stel, maar ek julle later weer hierna gaan luister. Laat ons die heiligmaking volbring. Laat dit volkome word in kinders van God se lewens. Laat ons so leef, laat ons die vrug van heiligmaking al meer sigbaar word in ons lewens. Ek kan nie sê, ek glo, maar ek leef en lyk soos die wêreld. Dan is dit 'n geloof uit jouself. Dis nie 'n geloof wat aan jou gegee is nie. Nou wil ek sien klaar die moedeloosheid in die gesigte. Ons sal daarby uitkom. Maar ek wil hê eers julle moet verstaan dit wat Christus kom doen het. Ek wil hê julle moet hoor wat die Here deur sy Gees in die woord wil kom sê. Jakobus, vat die brief Jakobus. Jakobus sê, sonder die werke is die geloof dood. Hy sê presies dieselfde wat Paulus geskryf het. Die werke is die bewys van die Heilige Gees in jou lewe. Dis wat dit is. Jy kan nie in die kroeg sit of ding op jou foon kyk en sê, ek ken die Here Jesus as my verlosser en saligmaker. Maar intussen bedroef jy die Heilige Gees. Daar is 'n bewysskap van redding. Weet julle hoekom sê ek so? Ons gaan nou uitkom by die volmaaktheid word eers bereik wanneer die Here my kom haal. Daar's 'n rede hoekom dit so is in die woord. Want die werking aan die kruis was nie halfpad gedoen nie. Was nie tydelik gedoen nie. Toe die Here Jesus voor hy gesterf het aan die kruis, oor hy sy asem uitgeblaas het, hy gesê, dit is volbring. Wat is volbring? Die werk wat hy deur die Gees in my en jou lewe kom doen het, dit is volbring. Staan ook nie in die woord wat hy sê, ek sal tot in die einde jou in my hande hou. Wat is die verskil tussen my en 'n ongelowige is dit, as ek gesondig het, soos Johannes skryf in sy eerste brief, as ek gesondig het, het ek 'n voorspraak by die Vader, Christus Jesus. Die Gees wat in my woon kom oortuig my van dit wat ek verkeerd gedoen het. Daar ontstaan berou, bekering, restituisie. Bewys van die Heilige Gees in my lewe. Daar's die een wat nie oortree nie. Maar die bewys is dat die Heilige Gees in my lewe werk. Dat hy my oortuig. En ek tot inkeer kom en ek afsterf van myself. Die Here Jesus het sê, as die koringkorrel in die grond nie val en sterf, kan hy nie vrug dra nie. Wie hou van swaar kry? Niemand nie. Weet julle wat doen swaar kry? Romeine 5. Swaar kry bring volharding. Volharding bring egtheid van geloof. Goud kan nie goud wees en gesuiwer as dit nie deur die vuur gebrand en gelouter is nie. Net so kan ek en jy nie suiwer wees as ons nie deur hierdie proses waar die Here ons in ons lewens dinge toelaat,
Miskien is jy vanoggend moedeloos oor dinge in jou lewe. Kyk bietjie terug op jou eie lewe en sien jy wat het die Here gedoen. My ouma het altyd gesê, die Here kap weg dit wat nie die beeld is nie. God kry sy kinders reg vir die ewigheid. Hoekom? Petrus skryf, heilig, heilig, heilig is die Here. God haat sonde. Hy haat nie vir my en vir jou nie, hy haat sonde. En sy werk aan die kruis was volmaak gewees. Petrus skrywe 1 Petrus 1 vers 2. En hier kom die uitverkiesing weer na vore. Paulus handel dit in Romeine, ek dink vers 7, 8 en 9, hoofstuk 7, 8 en 9, gaan dit ook oor die uitverkiesing. Maar dis 'n preek vir 'n ander tyd, want dit is 'n baie moeilike onderwerp. Uitverkiesing volgens die voorkennis van God die Vader. God het gekies. Nog voor dit was. Hoor julle wat staan daar? Die Bybel sê, toe Moses in die woestyn was, toe die Here Jesus aan hom verskyn het, die engel van die Here, die engel van die verbond, toe hy gesê, trek uit die skoene, want die grond waar jy staan is heilig, toe vra hy vir hom, wie moet u sê is ek, toe sê hy, ek is wat ek is. Voorkennis volgens God die Vader, in die heiligmaking van die Gees. God bring heiligheid in sy kinders voort. Beteken dit, soos Paulus skryf in Romeine vers 6, hoofstuk 5 en 6, wat hy sê, beteken dit, as hy praat van die genade, beteken dit nou dat jy nou meer sonde kan doen, en sê hy, hoofstuk 6 vers 1, nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar soos ek in hierdie lewe van heiligmaking voortstoei, so neem God se genade in my lewe toe. Het jy al op daardie punt gekom wat jy daardie een vergewe het wat teenoor jou gesondig het? Ek onthou die Here het my op 'n baie harde manier 22ste vloer in huisbak vasgedruk. Ek het op my knieë gegaan en gesê, Here, help my om te vergewe. In Korintiërs 10 vers 13 sê, as die sonde kom, is die uitkoms ook daar. As die versoeking kom, staan daar. Is die uitkoms daar. Hierdie dinge wat so in ons kop kom, hierdie dinge wat ons nie eens oor gedink het nie, word sonde as jy aandag gee daaraan. Die 4 pyle van die duiwel wat ons wil verlei om sonde te doen. In Christus Jesus het jy die vryheid om nee te sê. As daardie woon jou struikelblok is in jou lewe, sit hom neer. Ek sê baie vir ons kinders, lees Bybel. Vanoggend sit my jongste enetjie toe voorberei. Toe kom sit hy daar my, toe vra hy vir my, pa, waar preek jy? Sê Kolossense 3, sê ek gaan lees jy Kolossense 3. Gesit met die Bybel. Ek wil vir julle jong mense dit sê. Ek het 1997 het ek hierdie wonderlike waarheid geleer van 'n man van God, wat nie meer vandag is, maar by die Here is dit, oor stilte tyd gepreek het. Jou groei in jou geestelike lewe gebeur wanneer jy hierdie boek vat in jou stil kamer, in jou stilte gaan sit en God se woord lees en bid. Hoekom? Want dit is tyd saam met God drie-enig. Dis wanneer hy die woord vir jou oopbreek.
Ek kan onthou, toe ons nog hier in Brenters was, het ek altyd met die finalejaarsklasse, het ek die Bybel die eerste 2 lesse gehad, en ons na die inhoudsopgawe toe gegaan. Dan het ek die Ou Testament hulle in 1 les uitgelê, en die Nuwe Testament in 1 les. Soos ek ouer geword het met die jare, het ek besef, dit wat God deur Keith Daniels in my lewe kom doen het, toe hy vir my kom leer het, wat beteken stilte tyd. Wie is God se woord, van Genesis tot Openbaring? En ek wil nie vir julle sê, ek wil nie spog nie, maar ek dink ek het die Bybel 50 of 60 keer dalk meer deurgelees. Daardie kennis wat ek het met die finalejaars is omdat ek tyd saam met die Here in woord en gebed gespandeer. Ek spog nie daaroor nie. Ek wys vir julle die weg. Ek tel vir julle altyd saam met hierdie woord. Ek lees weer vir julle vers 2 van 1 Petrus 1. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Ek weet, dis is 'n mondvol wat Petrus geskryf het. Wat sê Petrus hier vir my en vir jou? God kies wie hy wil. Dit staan so in die Bybel. Paulus skryf dit baie, hy sê, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Hoor julle? Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. God van liefde. Weet julle waarin lê God se liefde? Kan van die kinders vir my sê, die kruis van die Here Jesus. Hoor julle mooi wat ek sê? God se liefde word geopenbaar in die kruis van Christus. Daar staan in die Bybel, God wil hê dat nie een mens verlore moet gaan nie. Tog gaan mense verlore, want die Here Jesus het gepraat wat hy van die smal en die breë pad gepraat het. Breed pad wat lei na die verderf, en die wat daarop ingaan is baie. Smal is die pad wat lei na die lewe, en die wat dit vind is min. Heiligmaking om meer en meer soos Jesus te word. Ek word minder, skryf Paulus, en Christus al meer. Dit word 'n werklikheid in my lewe. En dit is so omdat dit besprinkel is met die bloed van Christus. Ek is vrygekoop deur sy bloed. Sy bloed wat aan die deur van my hart gesmeer is. Mark 3 vers 20 sê die Here, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die klop hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom feesmaal vier. Daarom sal ek nie die ewige verderf sien nie, omdat ek die deur van my hart oopgemaak het. Vers 1 van Kolossense. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. As julle saam met Christus uit die dood opgewek is, dan verwys Paulus terug na die 2 vorige hoofstukke in Kolossense, in die brief van Kolossense. Vers 12 van hoofstuk 2, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Wat se doop praat hy van? Ek praat nie van die waterdoop, toe my ouers my as kind kom doop nie. Ek praat van die bad van die wedergeboorte, soos die Heidelbergse Katekismes sê. Hoekom? Water red nie. Christus red. Nou die nuwe vertaling sê, dit wat ons vanoggend gelees het, streef na die dinge daarbo, terwyl die ou vertaling sê, soek die dinge daarbo, en ek wil graag vanoggend so 'n bietjie stil staan by hierdie woord, soek. Die grondtaal het hierdie bedoeling nie net om
konstant daarna te soek nie. Hy praat van die hemelse dinge, die vrug van die Heilige Gees, die vrug wat teenwoordig in my lewe moet wees. Soek daardie dinge, soek God se koninkryksdinge. Dis waarvan Paulus hierso skryf, hy sê hy, dis nie net 'n konstante soek daarna nie, maar dis ook 'n soeke om dit te verkry. Hoor julle wat skryf? Afrikaans sê dit nie vir ons nie. Die grondtaal sê, dis nie net die soeke daarna nie, maar dis die soeke om dit te vind. Paulus gebruik die voorbeeld van 'n atleet. As jy 'n goeie hekkie atleet is, wie sê die jong meisie wat die 400 meter so skitterend gehardloop het? Ek dink van Menlo. Sy het nie daar gekom omdat sy een keer die 400 meter gehardloop en nou het sy die vinnigste tyd in Suid-Afrika opgestel nie. Sy het gewerk en geoefen en sy het volmaak in haar oefeninge en in hardloop en hoe sy oor die hekkies gegaan het, tegniek. Dis dieselfde in my en jou lewe. Tyd saam met die Here in woord en gebed. Daardie inoefeninge, daardie inlewe, dit word meer en deel van my en jou lewe. Daarom moet julle hierdie vleeslikheid in julle doodmaak. Tyd saam met die Here is 'n teenvoeter vir vleeslikheid. Hoor julle wat ek sê? Tyd saam met die Here is 'n teenvoeter vir vleeslikheid, sonde. Hoekom? Ek en jy is nie in staat nie. Kan 'n huwelik groei as hulle nie tyd saam met mekaar spandeer nie? Kan jou verhouding met jou kind groei as jy nie tyd saam met jou kind spandeer nie? Nou gaan jy groei in jou geloof in die Here as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Jy moet tyd maak saam met die Here. Ek wil vir julle jong mense sê, want dit is vir my 'n kommer in die kerk en ek sê dit vanoggend vir julle in liefde. Kinders ken nie die woord nie. Pa, ma, ons het gefaal. Ons moet ons kinders leer 'n liefde vir God se woord. Jy moet dit self doen, sodat jou kinders kan sien en God kan ervaar. Heiligmaking is hierdie proses wat ek al meer en meer soos Jesus word, waar ek afsterwe myself en al minder word, sodat God deur my lewe verheerlik mag word. Verheerlik my en jou lewe, die Here Jesus. Daar waar jy om die braaivleisvuur staan, daar waar jy in die winkel is of daar waar jy in jou kar ry, daar waar jy saam met jou maats in die klas is of buite pouse staan, wat se taal gaan oor my en jou lippe? Die ou mense het 'n sê ding gehad, en ons was eintlik 'n ding wat uit die woord kom, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Waarvan loop my en jou mond oor? Daarom kom die straf oor hulle wat in die wêreld is. Daarom is hulle wat verlore gaan reeds veroordeel. Vers 6 en 7, vers 9 en 10 is 'n verdere bewys van God se werking deur sy Gees in sy kinders se lewe, die proses van heiligmaking. Jy word vernuwe voortdurend na die beeld van Christus Jesus. Kinders van God uit al die tale en volke, vers 11. Julle is die uitverkore volk van God, geregverdig deur die geloof tot 'n lewe van heiligmaking. God het jou gered sodat jy lewe van heiligmaking kan lei. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon vanoggend vir jou nie. Hosea 6 vers 4 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis tyd saam met die woord. Romeine 12 vers 1 tot 2 skryf Paulus. Romeine 12 vers 1, ek kon grafies waar uit my kop uit.
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende en heilige offer aan hom welgevallig. Beteken dit dat ek nie sonde gedoen het nie en ek is nou 'n heilige predikant? Nee. Ek is sy kind, omdat hy my geregverdig het. En sy gees het in my woon, maar as ek sonde gedoen het, dan kom sy gees en hy oortuig my, maar sy gees waarsku my ook, as ek met dinge besig is waarmee ek nie moet besig wees nie, dan jy weet, jou gewete klaan spreek jou aan. In Korintiërs 10:13, luister as die Here met jou praat. Teenvoeter, tyd saam met die Here in woord en gebed. Daar's die antwoord. Nie uit jouself nie, maar omdat sy gees in jou woon. Ek wil vinnig hierdie konsep met julle verduidelik. Julle ken die Ou Testament, die tempel het uit 3 dele bestaan. Dag toe Christus Jesus aan die kruis gesterf het, die voorhangsel geskeur, en dit het ons toegang gegee tot die allerheiligste van God. Paulus skrywe, julle is die tempel van die Heilige Gees, dan is dit nie die voorportaal of die heilige nie, maar is die allerheiligste. God kom maak woning in die allerheiligste. Dit gaan so deur tot aan die einde van hoofstuk 3, vers 25. Graag wil ek so iets meer sê oor hierdie, en ek's amper klaar. Dankie vir julle geduld vanoggend, maar dis vir my so 'n ontsaglike belangrike ding, dat ek nie 'n 10 minute preek kon preek en julle nie lig kon laat nie. Met wederwysige verhoudings, vers 18 tot 24, hoofstuk 4 vers 1. Daar is rangorde in die woord van God. Hoor wat ek sê, daar is rangorde in die woord van God. Daar's rangorde in die hemel. Ons weet van die engele in die hemel. Michael, wat 'n hoofengel is in die hemel. Nie hierdie nuwe wetse manier van hoe God se woord verstaan moet word nie. Daarom is ek so lief vir die ou vertaling en die grondtaal. Ek skiet nie die nuwe vertaling af nie, ek gebruik hom. Vrouens, wees onderdanig aan julle mans. Mans! Ek moet dalk 'n bietjie harder met die mans praat. Mans! Behandel julle vrouens soos Christus sy kerk behandel. Punt. Koning, priester, profeet van jou huis. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat God op jou skouers los. Ek wil vir julle paas vra, en ek sou baie keer skuldig daaraan, maar wie van julle doen ons huisgodsdienst in julle huise? Julle hê julle kinders moet die liefde vir die woord leer, julle hê julle kinders moet deur die woord leer. Dit begin by jou pa. En ons vrouens, julle vrouens en julle mans op hulle tone hou. En onderdanigheid. Want dit verheerlik die Here. Hoor julle wat ek sê? Kinders, wees onderdanig aan julle ouers. Wie van julle luister as julle ma, pa met julle raas? As jy ongehoorsaam is aan jou ouer, is jy eintlik ongehoorsaam aan die Here. Weet julle wat ek sê? Jou kinders gaan nie respek hê vir God. As jy as pa en as moeder
jou kinders nie opvoed in die weë van die Here nie. Dis 'n verantwoordelikheid. Dag toe jy jou kind kom doodbid. Nie net vir die gemeente nie, besef julle, ek het daardie belofte oor die lewende God afgelê, dat ek my kind in die weë van die Here sal opvoed. Sodat hy eendag ook by die kruis kan kniel en die Here Jesus aanneem as verlosser en saligmaker. So ek alweer by die paas. En ek is self 'n pa. Ek dink die van die ma sit ook dalk met hoor. Ons kinders het baie meer versoekings vandag. Ons kinders word vandag aan geweldige dinge blootgestel. Leer jou kind in alle liefde en geduld en in fermheid, wees ferm ook. Jou ja, jou nee. Sodat hulle nie moedeloos word nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, en ek sien dit so baie in ouer huise. Ou mense wat vir my sê, dominee, sê vir my kind hoe vir my kom kuier. Hoe was jou verhouding met jou kind gewees toe in die huis was? Dalk is dit 'n hardkoppige, afvallige kind, dis ook waar, dit het ek ook beleef. Jy met so 'n verhouding, pa met jou seuns, ma met jou dogters en omgekeerd hê, dat die dag as hulle groot is, dat hulle na jou toe kom geraad. Bid jy vir jou kinders? Weet jy hoekom? Sodat daardie kinders, wanneer hulle self eendag trou en kinders in die huwelik het, sodat dit wat hulle geleer het in hulle ouerhuise, sodat hulle dit kan toepas. Ek dank die Here, ek het so 'n pa wat nog in die lewe is, maar ma wat by die Here is, sulke ouers gehad. Christus is die hoof van die man, soos die man die hoof van die vrou, en daaruit kom kinders. En as kinders dit by hulle ouers geleer het, sal hulle eendag die nodige ontzag en respek hê vir God wat hom toekom. Ek beleef dit al hoe meer, dat daar nie 'n heilige respek is vir God en vir sy woord nie. Begin by jou. Begin by jou. Ek sluit af. Ek kan nie heilig word as die Here Jesus my nie geheilig het nie. As die Here Jesus my nie kom red het. Judas wonderlike brief. Ek het op 23, 25 verse. Hier van vers 22 gaan skryf Judas aan die gemeente oor die algemeen, dan sê hy, ek praat eers met kinders van die Here en sê hy, en hulle wat in vertwyfeling verkeer, help hulle om nie in vertwyfeling te verkeer nie. En daardie kind wat vol in die wêreld is, wat eintlik op pad is om te gaan brand sy ster, skryf Judas, ruk hulle uit die vuur uit. Oupa, ouma, dit met jou as kind van God se lewe wees, koninkryksburgers. Te bid vir jou kinders, kleinkinders, ouers vir jou kinders, vir hulle saligheid. Seker te maak
Die saak met God is reg. Hulle wat goddeloos op bly moet maar goddeloos bly. 2 Korintiërs 4 skrywe Paulus. Hulle wat bestem is om verlore te gaan, word verblind deur die god van hierdie wêreld. Gaan lees dit daar, staan daar, 2 Korintiërs 4, vers 1 tot 4. En dit wil ek vanoggend vir jou sê. Kan julle my hoor? Hy dood gegaan. As jy werklik waar sy kind is, dan is my en jou werk nie net om so te leef, om sy woord te lees nie, maar om die evangelie uit te dra. Hoor julle wat ek sê? Dis nie net 'n dominee se werk, of 'n ouderling of 'n diaken, dis my en jou as gelowiges se werk. En dan 'n tweede een wat ek vanoggend wil sê. As jy dalk iemand sit wat twyfel het, gaan na Koti toe, of na my, of iemand wat 'n geestelike is, en gaan kry jou lewe in orde by God. Gaan na jou binnekamer toe, en gaan maak seker, jy's reg. En dan hulle wat heel moontlik nie hier sit nie, wat in die wêreld is, bid vir hulle. Bid vir hulle. Bid dat die Here hulle genade sal gee. Die dag, ek sluit af. My eerste keer toe ek teologie gaan studeer het, my tweede jaar, terwyl ek leer vir predikant toe ek tot bekering kom, het die Here my hart gegee vir mense. Miskien klink ek kwaai, miskien klink ek hard, ek is nie regtig so kwaai nie, my kinders sal getuig daarvan. Maar ek sê hierdie dinge uit my hart, omdat die Here my sy hart gegee het vir mense. Ek het menigmale in hospitalens by 'n sterfbed gestaan, en 'n oom of 'n tannie, of iemand na die Here Jesus toe te lei. Ek laat nie so 'n geleentheid verbygaan nie. Vra die Here om sy hart vir jou te gee. Amen. Kom ons sluit ons hoofde. Ag Here, baie dankie dat ek vanoggend uit u woord met hulle kon praat. Dankie Here vir die woord wat u my gegee het. En ek het vanoggend met hulle gepraat, omdat u my eerste lief gehad het, daarom kan ek regtig vanoggend sê, ek het hulle lief, ek gee om. Ek bid vir hulle wat u kinders is, ek bid vir hulle wat in vertwyfeling verkeer, maar ek bid ook vir hulle wat daar buite in die wêreld leef, wat 'n ouer, 'n bekommerde hart het, dat u daardie een sal bemoedig om te volhard in gebed, in dankbaarheid en u te loof. Dankie dat ek vanoggend vir Brakpan Noord NG Kerk kan bid. Elkeen wat hier sit, Here, vir die oupas en oumas en ooms en tannies, pa, ma, vir kinders. Vir die enkelinge ook hierso. Kom dra ek vanoggend aan u op. En ek wil vra, Here, dankie dat u bemoeienis maak met ons, u kinders. Help ons om bemoeienis te maak met hulle daar buite, deur u koninkryk te bring. Ek vra dit alles uit genade en in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën
Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.